Goeiemôre, Dok Matt wat praat. Wat 'n voorreg is dit om nu weer met u te kan gesels nie. Ek so 'n bietjie stil gewees, bietjie van die lyn af gewees, van die lug af. Maar ja, dit het my gekos dat ek 'n paar dae in die hospitaal moes deurbring. Maar ja, ek is nou weer fyn en ek weer aan die gang. En dan vra mense 'n paar keer, partykeer vra hoekom? Wat is die rede dat ek in die hospitaal moet opeindig? Wat is die doel van al hierdie goeders? Is dit nodig? So dan spring 'n klompie vrae op. En dan as ek nou klaar is en ek sit stil en ek kyk terug oor wat gebeur het en hoe die dinge omvou het in die hospitaal, dan verstaan ek dit. Langs my in die hospitaal is daar 'n ortodokse Jood gewees, volle Jood, met sy kappietjie op sy kop en al die goed terwyl hy nog in die hospitaalbed lê. En ek kon met hom gesels oor die evangelie, kon met hom gesels oor Jesus, ek kon met hom gesels oor die drie eenheid. En op 'n stadium, toe kon hierdie Joodjie 'n oorgawe maak vir Jesus. Toe besef hy dat daar 'n Messias vir ons gebore is, 'n koning, 'n heiland, 'n redder vir ons gekom. En die groot ding is, voordat ek ontslaan is uit die hospitaal het, toe sê hy vir my, I need you to do one thing for me. I want to come and visit your church. I want you to baptize me like Jesus was baptized. And I know that's the only way. Die enigste doop is die doop van Jesus. En ja, toe besef ek, wat is die doelstelling gewees dat ek in die hospitaal moes gewees het? Ons moet partykeer nie vra oor goed wat ons pad langs kom nie. Ons moet partykeer moet ons net goed aanvaar as dit in die wil van die Here is. En dan sal hy ons paai vir ons gelyk maak. Dan sal hy ons deurdra. So as iets oor jou pad langs kom, weet verseker, as Jesus in beheer is, dan gaan dit aan die ander kant net positief uitdraai. Herlewingsgroete.